Ons het nou sopas gesing, nou come let us adore him. En mag ons dit nou waarlik doen, ook nou in hierdie volgende uur, waar ons rondom sy woord vergader, en sy gees deur sy woord tot ons spreek, met elkeen van ons individueel, maar ook gesamentlik as 'n gemeente, en dat God waarlik verheerlik sal word in ons reaksie op hierdie waarheid wat sy waarheid is. Mag die Here ons daarin seën. Nou, ons het verlede keer in ons studie in Romeine 2 tot by vers 24 gekom en so aan 24 geraak. En in die deel vooraf het Paulus stap vir stap gewys dat beide die moreel goeie Jood en die moreel goeie nie-Jood, die infidel, die heiden, almal skuldig voor God staan en geen basis van redding in hulle eie goedheid het nie. Daar's geen manier hoe enigeen van ons goedheid in onsself kan opwek om deur God gered te word nie. So God het ons gered op grond van, nommer 1, sy uitverkiesing, soos die Bybel het stel, voor die grondlegging van die wêreld. En nommer 2, sy genade in ons lewe, wat gewerk het om ons in situasies, plekke te stel, waar hy deur sy gees hierdie waarheid aan ons kon openbaar, waardeur ons tot redding gelei is, om die geskenk van redding te aanvaar. En dit het met almal gebeur. Dit het met almal gebeur. En ons moet dit verstaan, geliefdes. Daar's nie redding daar buite nie. Dis wat ons vanoggend hier in gemeen het, is hierdie redding. En op grond van hierdie redding het God ons Vader geword, want hy het ons aangeneem as sy kinders. En is ons, as ons ware gelowiges is, broers en susters in Christus. In die ware Bybelse sin van die woord. En hierdie gedagte dat daar geen basis van redding in onsself is nie, is juist die deel wat Paulus besig is om te verduidelik in hierdie deel. In sy brief vanaf Romeine 1 vers 17, maar dan deurgaan tot Romeine 3 vers 20, is dit wat hy aan almal verduidelik. Daar's geen redding in jouself nie. Daar's geen redding in enigiets anders nie. Dit is alleenlik in die genade van die Here. En dan sien ons vanaf Romeine 2 vers 17, dit het ons gebring tot by 2 vers 16, en vanaf vers 17 begin hy fokus op die Jode. En hier word die Jode, God se verbondsvolk, sy fokus, omdat hulle God se openbaring ontvang het, vanaf hulle uitverkiesing as God se volk, is hulle dan vir soveel meer aanspreeklik. Omdat hulle God se waarheid ontvang het. God het dit aan hulle as volk gegee, deur sy wet. Hulle het soveel meer ontvang as die ander volke. Daarom is hulle soveel meer aanspreeklik as enigiemand anders. Nou, baie Jode het gedink dat, juis omdat hulle God se verbondsvolk is, God eintlik minder streng met hulle sou handel. Hulle is dan sy volk. Maar Paulus wys vir hulle dan in die volgende deel baie spesifiek op valse sekuriteit wat hulle het. Eerstens valse sekuriteit in terme van hulle herkoms, dat hulle God se verbondsvolk is. Hy sê, as julle dink dit is hoe God dink, dan maak julle fout. Die feit dat julle sy verbondsvolk is, die feit dat julle sy wet ontvang het, maak julle dubbel aanspreeklik voor hom. Hy gaan nie sagter met julle handel nie. Hy verwag meer verantwoordelikheid van julle, meer verantwoordbaarheid van julle. En dit is 'n beginsel van God se woord. En ons moet kennis neem daarvan. En ten einde hulle te oortuig van hulle verkeerde verstaan van hierdie begrippe,
vra Paulus dan vir hulle baie spesifieke vrae van vers 21 tot 23. Maar ons moet mooi kyk na die aard van daardie vrae. Verduideliking gee oor daardie vrae. Die vraag wat hy daar vra, is retoriese vraag. Ek het dit verlede keer ook genoem. Nou, retoriese vraag beteken, jy verwag nie 'n antwoord daarop nie. Want die antwoord is eintlik ingesluit in die vraag. Die antwoord is reeds in die vraag ingesluit. So daarom hoef die persoon wat die vraag hoor, aan wie die vraag gerig word, nie te antwoord nie, want die antwoord is vanselfsprekend. Dit is 'n retoriese vraag. En dit is wat Paulus hier met hulle doen. Hy vra vir hulle vrae. Hy wil hulle verantwoordelik hou. Maar hy gee eintlik self die antwoord. Wat vra hy vir hulle? Jy dan wat 'n ander leer, leer jy nie jouself nie? Wat beteken dit? Jy leer ander, jy is die leermeester van ander. Het jy nie self daardie kennis geleer nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat 'n mens nie mag egbreek pleeg nie, pleeg jy egbreek? Jy wat 'n afskuw van die afgode het, beroof jy die tempels, gaan jy daarin in? Is jy deelagtig daarin? Jy wat op die wet roem, belaster jy God deur die oortreding van sy wet? Daai 5 vrae vra hy, wat wesenlike vrae vir die Jode was. En dis almal spesifieke vrae wat deur God se wet aangespreek word. En aangesien die Jode hulle self as die kampioene van God, die vegters van God se wet gesien het, moes hulle besef dat Paulus se vrae oor die nakoming van God se wet gaan. Dit is waaroor dit gaan. Al hierdie gaan oor God se wet. Maar daar is nog meer wat ons moet verstaan. En ons moet ook verstaan dat Paulus hier aspekte en terreine van die volkslewe van die Jode aanspreek, waaraan die Jode baie spesifiek skuldig staan. Hulle het die wet geken. Hulle was gekatkiseer in die wet. Maar hulle het dit baie goed geken. Maar tog het hulle 'n reputasie gehad onder die ander volke, onder die heidene, dat hulle maar regtig krom stokke was. Dat hulle maar regtig krom stokke was. Dat dit wat hulle bely het om te wees, met hulle monde bely het, dat hulle God se volk is. Hulle het God se wet. Hulle het die besnydenis as deel van die verbond met God. Al daardie dinge het hulle deur hulle dade weerspreek. Dis wat ek bedoel met kromstokke. Dit wat hulle bely het om te wees, was hulle nie in die praktyk nie. En dit is wat Paulus hier aanvat. En as ons na die vraag in vers 23 kyk, die laaste vraag, dan vra hy die vraag wat die allervraag is, die oorheersende vraag is. Jy Jood, Joden, jy wat jou op die wet beroem, onteer of belaster jy God deur die oortreding van die wet? Die ander vraag het die pad voorberei vir hierdie finale een wat in 24 nou kom. En nou in vers 24 kom hy by die, as ons dit met die weer vergelyk, dit is soos, ek dink die Jode moes op daai stadium, elke Jood wat Paulus gehoor het of gelees het, moes gevoel het, maar hier is onweer aan die kom. Die wolk, die lig is bewolk, die wolke word al digter en die donkerder. En dan uit die bloute kom daar 'n bliksemstraal en 'n knal. En dit is wat vers 24 vir hulle moes gewees het. Hy het nou die 5 vrae gevra, maar dan kom hy nie meer met 'n vraag nie, met 'n stelling. En dan sê hy, inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede,
julle die Jode, word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Julle die Jode is verantwoordelik dat die heidene nasies na die Jode kyk. En as hulle na die Jode kyk, moet hulle na hulle God kyk en sê maar, nee wat, hulle God moet nie ernstig opgeneem word nie. Kyk na hulle. Hulle neem hom nie ernstig op nie. Hulle neem hom nie ernstig op nie. Hulle lewe net soos hulle wil. God se voorskrifte beteken vir hulle niks. Hulle gaan aan op die pad wat hulle gekies het en hulle is besig om God se naam te onteer, of soos wat Paulus dit eintlik stel, te belaster. Die 5 vrae wat Paulus gevra het, daardie retoriese vrae, het Paulus se argument stap vir stap tot 'n verwoestende aanklag en slotsom gebring. Julle lewenswandel veroorsaak dat God se naam belaster word. En geliefdes, daar kan nie 'n groter aanklag teen hulle gekom het nie. Dit is die grootste aanklag wat teen 'n Jood gebring word, dat jy die naam van God belaster. Jou God, die een wat jy jou verbondsgod noem, jy belaster deur jou lewe God se naam. En ons weet, en ek het al van tevore dit vir julle verduidelik, die Jode was skuldig hieraan, want hulle het op baie innoverende maniere metodes gevind om die wet te omseil. Althans so het hulle gedink, dat hulle kan die letter van die wet navolg, maar nie die gees nie. Ek het al vir julle verduidelik byvoorbeeld oor die storie van die Sabbatsreis. Op die Sabbat mag hulle net 'n sekere afstand gereis het, vanaf hulle huis. En dan moes hulle so sorg dat hulle dus naby die sinagoge was. Maar nou vat hulle gekookte kos en gaan sit dit neer waar hulle wil wees. En dan vanaf die gekookte kos bereken hulle nou die afstand, want daai gekookte kos teenwoordig vir hulle huis. Sien julle, hulle slinks, hulle skelm, en hulle dink hulle kom daarmee weg. Hulle bedink op skelm maniere om God se wet te omseil, waardeur hulle eintlik vir God omseil. En hulle dink, dis reg, en hulle kom daarmee weg. Dis maar goed dat ek so is, en dis maar goed dat ek dit doen, want ek kom daarmee weg. So het elke Jood gedink. En ons weet, die rabbies het hulle ook voorgegaan om maniere uit te dink om juist dan nou die wet sagter te maak. Sagter te maak. Nie so verskriklik eng nie. Maar Paulus laat hulle nie beweegruimte toe nie. En ons moet verstaan dat hierdie vraag wat Paulus gevra het, daai 5 vrae wat hy gevra het, daai 5 retoriese vrae, was nie vriendelike vrae nie. Hy was eintlik besig met 'n geestelike kruisverhoor. Dis asof hy in 'n hofsaak was en hy vra en die sirkel word al hoe kleiner en kleiner en kleiner. Elke vraag beperk die sirkel waarin binne hulle kan beweeg, totdat daar geen meer beweegruimte was nie. En hy wys vir hulle, dat hulle die wet probeer omseil deur die letter van die wet bo die gees van die wet te stel. Dis byvoorbeeld deur die illustrasie van die kos wat geskei word op die Sabbat. Dis hierdie slimmigheid van die Jode, en in sommige gevalle selfs slinksheid, was een motivering wat hulle gehad het, een rede hoekom hulle dit gedoen het, en dit is geestelike bedrog. Geestelike bedrog. Hulle het gedink hulle uitoorlê vir God, maar Paulus wys hulle baie duidelik, julle bedrieg die Here.
julle bedrieg God, ons verbondsgod. Jy kan nie op hierdie manier te werk gaan en dink, God is tevrede daarmee nie. Want God ken jou hart. Hy ken elke hoekie van jou hart. Hoe kan jy dink, jy gaan wegkom hiermee? Dis wat Paulus vir hulle sê. En Paulus bou nou stelselmatig, rasioneel, logies, bou hy nou op na die klimaks. En hy begin eers om te wys wat hulle status is, wie hulle is. Hulle roem daarop dat hulle God se verbondsvolk is. En dan volg hy dit op met hulle en die nakoming van die wet. Dat hulle die getuienis van die wet ken. Hulle ken die wet en hulle ken hom beter as enigiemand anders. En daarom, omdat jy dit beter ken, behoort jy beter te weet dat jy nie God kan bedrieg nie. En dan met die kruisverhoor van die 5 vrae bring hy hulle tot dringende selfondersoek. En daarom sê ek dan, was dit dan soos hierdie onweerswolke wat opbou en opbou tot en met daardie bliksemstraal knal. En dan ewe skielik besef hulle, maar dis wat ek met God probeer doen. Die vraag vir vers 23 was, jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wet te onteer nie. En dan daardie donderslag, inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Nou wat sê Paulus hier? Jood, jy deel van die verbondsvolk, jy vir wie die wet gegee is, jy wat die leermeester, onderwyser van die wet is, jy wat dit kategeties goed ken, jou praktiese uitleef van wat jy behoort te ken, bring 'n skande oor God, want dit onteer, dit belaster hom en sy naam. Kom ons vou dit bietjie verder op. Nou, ons dink gewoonlik dat God word belaster en onteer deur mense wat ver weg is van God. En ons dink aan al hierdie heidene nasies en al hierdie vreemde nasies en al daardie dinge en ons dink, dis hulle wat God onteer. Hulle weet nie eers van hom nie, maar hulle onteer hom in elk geval. Want ons sê ook, ons dink net mooi, ons sê ook, maar hulle behoort te weet, want as hulle na die natuur kyk, sal hulle vir God sien in die natuur. En God het ook in hulle eie harte dit geopenbaar, dat hulle moet weet, daar is 'n God. Maar hierdie klomp gaan so goddeloos aan. En wat kan mens anders van hulle verwag? Want hulle is goddeloos. Dis die mense wat ons dink, wat God die meeste onteer. En dis wat die Jode ook gedink het. Maar kyk wat doen Paulus. Hy konfronteer nie die vreemdes en die vreemdelinge en die vreemde nasies. Hy konfronteer die Jode. Hy konfronteer die Jode van sy tyd, wat beweer dat hulle die naaste van alle mense aan God is. Wat roem dat hulle die onderhouers van God se wet is, want hulle het die wet van God ontvang. En nou vra Paulus nie meer 'n retoriese vraag nie, hy maak 'n blaatante stelling, dit is as gevolg van hele oortredings, hele beskouing van God se wet, dat God se naam belaster word. Nou kyk nou na die woordjie belaster. Die Griekse woord is blasphemeo, en dit beteken, die Engelse woord is blaspheme, wat beteken om opstandig, oneerbiedig, verkleinerend te praat of te handel oor God en sy naam en sy eienskappe. Om opstandig, in opstand teen God se woord. Om oneerbiedig teenoor God se woord. Of verkleinerend teenoor God se woord te praat of te handel. Te praat of te handel. Met ander woorde, om te wys, in jou lewe geld dit nie. In jou lewe kan jy doen wat jy wil. Jy is nie ernstig daaroor nie.
Want jy is mos 'n Jood. En ons sê, ons is mos gered. Ek wil ook net sê die woord belaster en al die betekenisse saam, oneerbiedig, verkleinerend, opstandigheid daarteen, is dan ook dieselfde betekenis om iemand se reputasie te vernietig. Maar hulle was besig om God se reputasie te vernietig. En die seën wat God vir hulle in gedagte gehad het, wat hy graag op hulle sou wou uitstort, het hulle verbeur. En geliefdes, ons weet vandag van ons in die getuienis van God se woord, wat God met hulle gedoen het. Nie net een keer nie, verskeie kere. Die kere wat hulle as volk weggevoer is in ballingskap uit hulle land uit. Maar dan ook die groot verstrooiing wat na die verwoesting van die tempel in die jaar 70 gekom het. Het hulle toe besef dat God ernstig was oor sy woord? Het hulle toe besef? Hulle kon sien wat met hulle gebeur het. Maar daar's nog meer. Hulle sien, hulle aanskou, hoe die heidene, die ongelowiges, volgens hulle ook die onbesnedenis, grappe maak oor God, en met God spot. En Paulus se aanklag is, julle is die oorsaak daarvan. Julle is die oorsaak, dat die heidene met my spot, sê God. Julle is die oorsaak dat mense nie God ernstig opneem nie. Dat niemand wat met julle te doen het, 'n begeerte het om ook deel van God se volk te word nie. Hulle kon dit doen. Daar was ruimte gelaat daarvoor, dat heidene Jode kon word by die Joodse volk aansluit. Daar is spesifieke voorskrifte gewees. In plaas daarvan om die trekpleister te wees, vir die wonderlike seën wat God op sy volk uitgestort het, om dit te kom deel, het die heidene gespot en gesê, nee wat, hulle God is onmagtig. En dan na die ballingskappe byvoorbeeld, hy kan hulle nie eens beskerm nie. Kyk, hy laat hulle wegvoer in ballingskappe. En dan kom Paulus en sê, en wie se skuld is dit? Wie se skuld is dit? Want die Jode is gewaarsku juis hieroor. Ons kyk byvoorbeeld na Jesaja 52 vers 5. Want ekskuus, daar aan begin van vers 24, kyk daar staan. Die heel eerste deel van vers 24, kyk daar staan. Inderdaad soos daar geskrywe staan. Inderdaad soos daar geskrywe staan. Nou wanneer dit so gestel word, beteken dit, dis 'n Ou Testamentiese verwysing. Dis 'n Ou Testamentiese verwysing. Waarna verwys hy? Na die volgende, Jesaja 52 vers 5. En hier spreek God nou deur die profeet Jesaja met sy volk en hy sê, maar nou, wat vind ek hier in julle midde, hier in Israel? Wat vind ek hier, spreek die Here, want my volk is vir niks weggeneem. Sy oorheersers maak geraas, hulle maak 'n groot lawaai oor niks, spreek die Here, en my naam word gedurig deur die hele dag belaster. Sien julle wat gebeur op grond van julle ongehoorsaamheid? Word my naam belaster, maar julle is die oorsaak daarvan. Maar dan is daar nog 'n verdere deel, byvoorbeeld in Esegiel 36, ons gaan nou daar kom. Maar wat Paulus hier sê, is Jode, Israel, julle is die spotprent wat deur die heidene, julle is verantwoordelik vir die spotprent wat die heidene van my teken. Hoor mooi wat ek sê. Julle is verantwoordelik vir die spotprent wat die heidene van my teken.
Dit laat my dan onmiddellik dink aan 'n voorval in 2015. Ek weet nie wie van julle sal dit onthou nie. In Frankryk was daar 'n satiriese tydskrif met die naam van Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, dis die tydskrif se naam, wat hulle het met alles gespot. Maar toe plaas hulle spotprente van Mohammed en Allah. En dit het wêreldwyd absoluut groot opstande en onluste, geweld en gewelddadigheid gelei. Dit was die moslems wat so gereageer het op die feit dat daardie tydskrif durf waag het om Mohammed en Allah as 'n spotprent voor te stel. En toe is hierdie segswyser die wêreld ingestuur. Je suis Charlie, ek is ook Charlie. Maar die wêreld gesê, ek het die reg om my daaroor uit te spreek. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ek bedoel, as ons vandag dit sou doen, kan ek vir julle sê, is hier wêreldoorlog onmiddellik. Maar dit ook, daarmee het dit niks te doen. Ek gaan net oor hoe die moslems gereageer het. Maar die Jode, wat van God 'n spotprent maak, hulle publiseer as het ware die spotprent oor God. Vir hulle is dit, ons kom daarmee weg. Dis niks ernstig nie. Dis nie ernstig nie. Die wêreld is nie in reaksie nie. Al wat die wêreld sê, hulle spot saam met die Jode dan. Hulle spot saam met die Jode. Ons God hoef nie ernstig opgeneem te word nie. Met ander woorde, die wêreld beskou God as minderwaardig op grond van dit wat sy volk aan die wêreld sê. Jesegiel 36 vers 20. Jesegiel 36 vers 20. En hier wys Jesegiel op die morele skade en skande van die Jode se gedrag. En hy skryf daar, en toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here, en hulle moes uit sy land uittrek. Kyk net na hulle God. Op grond van wat julle gedoen het, het God julle laat wegvoer, soos wat hy gewaarsku het, dit gaan gebeur. En nou spot die wêreld met hom. Ek wonder of ons regtig die morele implikasies hiervan verstaan. Die heidene hoef nie eens aktief te gespot het nie. Al wat hulle hoef te gesê het was, kyk daar, dit is die mense van die Here, en kyk hoe leef hulle. En dan is hier die begrip van wat ons in die Hebreëus vind en wat die Jode goed geken het, die begrip van Hilul Hashem, wat beteken? God se naam word ontheilig. Dit is wat daar plaasgevind het. Die blote gedrag van 'n ongehoorsame wêreldse volk wat beweer dat hulle Godsinne is, was 'n aanval op God se heiligheid. En ek sê 'n wêreldse volk, want hulle het nie soos 'n verbondsvolk opgetree nie. En dan laat dit ons die vraag vra. Ons sê ons staan in oppositie teen die wêreld. En ons praat van die aanslag van die wêreld op die gelowiges, op die kerk, op individue, op lande wat sogenaamd Christelik is. Maar dan vra ek weer, net soos wat Paulus vra, hoe leef ons? En jy sien wat gebeur het, dit laat God lyk na 'n God wat sonde duld. Of nog erger, 'n God wat nie die krag het om sy mense te verander nie. 'n God wat nie die krag het om mense te verander nie. Want voorredding en naredding is maar net dieselfde.
En dan kyk ons nou na Esegiel 36 vers 22. Daarom sê God, sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies, waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. En die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my en julle voor hulle oë, as die heilige laat ken. Met ander julle sal sien, dat ek God is. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Met ander, wat sê God hier? Die feit dat julle so opgetree het, is die rede dat ek julle uit julle land uit laat ontvoer het, wegvoer het. Maar ek is God. Ek sal my verbond nakom. En ek sal julle terugbring. Want hier is juis dan deel van dit wat God aan Israel beloof het, en wat dan ook in ons tyd in die geskiedenis van Israel tot vervulling gekom het, en nog besig is om in vervulling te kom. En dan gaan ons by Romeine 11 uitkom, waar Israel dan ten volle herstel word in hulle land. En ter volle herstel word in God se genade. So waarop het neerkom is dat God sê, my reputasie is in gedrang. En ek gaan ingryp, nie omdat julle so oulik is nie, of omdat julle getrou is nie, maar omdat ek my naam uit die modder moet haal, waarin julle dit gesleep het. Dan verse 25 tot 28 van Esegiel 36. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode, maar gemorsgode, sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vleis wegneem en julle hart van vleis gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. So hier sien ons dat hierdie probleem van Hilul Hashem, ontheiliging van God se naam, nie nuut was nie. So wanneer Paulus hier met hulle praat, herinner hy hulle aan, maar onthou, God het verskeie kere deur die profete gepraat. Julle is verskeie kere al gewaarsku. En tog hoor julle nie, Israel. Jode, julle hoor nie. En so sien ons, is dit die deurlopende tragedie van die verbondsvolk. In plaas daarvan dat Israel 'n lig vir die nasies was hulle getuienis 'n donker kol, 'n donker klad op God se naam. Want dit is die wese van Hilul Hashem, 'n donker kol op God se naam. En dan word God se karakter, sy wese afgekraak in die oë van die wêreld deur die mense wat veronderstel is om hom te verteenwoordig. So geliefdes, hier sien ons, dit is waarmee God te doen gehad het. Dwars deur die Ou Testament en hier in die Nuwe Testament nog steeds. En waarom Paulus dan die brief aan die Romeine geskryf het. En as ons nou net vinnig kyk na daai oorblywende paar verse, net vinnig, verse 25 tot 29. En hier spreek Paulus die Jode se misplaaste vertroue in die besnydenis as simbool aan. En waarop het neerkom as hy sê, kyk, verstaan mooi, en ek gaan nie dit nou alles aanhaal nie. Kom ons kyk na vers 26.
Nee, 25. Want die besnydenis is wel wettig as jy die wet onderhou. Maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. Hy sê met ander woorde, dit roem niks daarop dat jy roem om 'n Jood te wees, wat die wet het, en jy is besny nie. Hierdie finale teken wat die teken, die simbool van julle Joodskap is, as het ware soos die trouring aan die hand van die bruid en die bruidegom, die simbool van trou. Daardie besnydenis beteken niks as jy nie die wet onderhou nie, sê God vir hulle. Vers 26 en 70, 'n radikale omkeer. As die onbesnedene, die heiden, die een wat nie Jood is, dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie? En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring, jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie. Hy sê, verstaan julle nie dat die mense wat nie Jode is nie, en nie deel van die verbondsvolk is nie, en nie die wet gehad het nie, en wat nie die besnydenis gehad het, dat hulle deur hulle optrede voor God se oë eerbaarder opgetree het as julle. Want daai besnydenis was die simbool van die wegsny, van die vuilheid, dit wat hulle bevuil het. Waarop dit neerkom, geliefdes, is dat, wat Paulus hier sê, is dat God verkies die vrug van die lewe bo die merk aan die liggaam. Die gees is belangriker as die letter. Vers 28 en 29. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, openlik is nie. As jy openlik sê jy is 'n Jood, sê hy, dis nie wat 'n Jood is nie. En nie dit is besnydenis wat in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. In die verborgene is. En besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. En daardie een se lof is nie uit mense nie, maar uit God. So die uiterlike maak nie saak nie. Jy kan sê wat jy is en roem op wat jy wil. Maar as jy nie besny in die gees is nie, beteken dit vir God niks nie. Want besnydenis se doel was altyd die simbool van oorgawe. Die besnydenis van die vlees was beteken van die besnydenis van die hart. In geestelike sin. En daarom kan ons dan nie anders nie, geliefdes, en nou kom ons by die toepassing in die slot hierso. Hoe lyk ons as Christene in die lig van Romeine 2? Hoe lyk ons as ons in die spieël van God se woord kyk? Soos wat Paulus na die Jode geneem het. En hy het dit met 'n doel gedoen. Hy het dit met 'n doel gedoen sodat die heidene wat gelowiges geword het, mooi kan verstaan waar hulle in God se prentjie inpas. Maar meer nog ook vir die Jode wat tot bekering gekom het. Om mooi te verstaan, God was nie as Jode tevrede met onbesnede harte nie. En hy gaan ook nie, as jy roem of daarop aanspraak maak om gelowiges te wees, met onbesnede harte te loop nie. Dink mooi daaroor. God het 7 eeue voor Christus deur Jesaja gepraat. Jesaja 52. God het 6 eeue voor Christus deur Esegiel gepraat. Esegiel 36. En nog ander. Hy het 2000 jaar gelede deur Christus Jesus gepraat. En hy het 2000 jaar gelede ook deur Paulus gepraat, deur hierdie brief aan die gemeente in Rome en al die ander. En vandag praat hy deur hierdie woord met elkeen van ons. Niemand kan hier sit en hoor wat ek sê en nie hierdeur
geraak word nie. Die tydlyn het verander, ja. Die tegnologie het verander. Die kultuur het verander. Maar die boodskap, geliefdes, is presies dieselfde. En die toestand van die menslike hart bly dieselfde. Wat bedoel ek daarmee? Ons het nog steeds as mense, het ons nog niks om op te roem in onsself om gered te word nie. Ons het nog steeds dieselfde verlosser en dieselfde hartsbesnydenis nodig om waarlik gered te wees. En as ons nie daarvan kan getuig nie, en as ons lewens nie daarvan getuig nie, dan is dit 'n probleem in ons lewens. Dan het ons nog 'n hart van vleis, 'n hart van klip in plaas van 'n hart van vleis. Daarom mag ons nie tevrede wees met uiterlike simbole soos lidmaatskap en katekisasie en Bybelse kennis, teologiese kennis, diensbaarheid in die gemeente ensovoorts, al daardie goed, die kruise om die nek, al daai uiterlike manifestasies van wat mense geloof noem. Al daardie goed. Dit beteken niks. En die feit dat ons vandag hier sit, beteken niks. Die vraag is, wat gaan in jou hart voor God aan? Kan jy vandag sê, in alle eerlikheid, God het my hart besny. En ek lewe dit. Nie halfhartig nie, voluit. Ek dien God met my hele wese. Of sê ons vriende, die mense waar ons is, in ons huwelik, die gesin, die familie, die woonbuurt, die werk, die skool, die sportveld, die winkels, waar ons ook al in die gemeenskap kom, sê hulle van ons. Daardie persoon is waarskynlik nie 'n Christen nie. Hy of sy lewe getuig van niks. Getuig van niks. Of as hy sê dat hy 'n gelowige is, dan beteken daardie God wat hy aanbid niks. Sy lewe maak 'n bespotting van die feit dat God heilig is. Ons moet verstaan, die enigste manier om God se naam in die wêreld te heilig is wanneer ons lewens getuig van ons hartsbesnydenis wat op bekering volg. Dan verander daardie Hilul Hashem na Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, wat beteken die ontheiliging van God se naam word omskep in heiliging en verheerliking van sy naam. Dit is hoe ons moet lewe. En dan te meer, juist te meer, in die lig van die aanslag waarvan ek voor die boodskap, voor die diens begin het gepraat het. Ons lewe in 'n tyd van geestelike aanslag. En ons kan nie daaroor reageer asof dit nie belangrik is nie. Wanneer daardie Hilul Hashem, Kiddush Hashem word die heiliging van God se naam, dan leef ons in die nuwe verbond wat Jesus vir ons daargestel het. Dan is simbole en tekens en rituele en seremonies, al daardie goeders is verby. Want die fokus van die hart sal Christus en sy waarheid en sy liefde en sy genade wees. En dan sal ons verstaan dat die wet nie ons redder is nie, maar bloot die spieël waarin ons kyk, om onsself te sien hoe God ons sien. Ek wil weer herhaal, dan is die wet, die woord van God, alleenlik die spieël waarin ons kyk, om onsself te sien hoe God ons sien.
hoe God ons sien. Verstaan ons dit? Durf ons maar onverskillig wees daaroor? Het was nog altyd die boodskap van God se woord. Het was nog nooit anders nie. En dan het ons God se Gees om ons te help, om te verander, om soos Jesus te word. Want ons is dan, ekskuus dan, die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God ontvang het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. So sal ons dan God se naam heilig, en ons liggaam, ons gedagtes, ons verhoudings, alles sal die setel van God se heiligheid wees. En ons roeping as gelowiges sal wees om die wêreld te wys dat God werklik waar is en dat hy heilig is. En dat hy waarlik die krag het om ons te verander. En dat ons ten spyte van hoe ons voel of watter omstandighede ons in verkeer, dat ons vir sy waarheid sal lewe. En al kom die wêreld teen ons aangestorm, en al doen mense wat aan ons, sal ons Jesus Christus in daardie situasie wees. En dan begin dit by die huishouding van God, soos Paulus dit so goed stel. En dit gaan ons gesin, ons familie, en so brei dit uit. Dan sal ons leef deur ons God-gefokuste lewens vir die lof en aanbidding van God aan hom aan te bied. En te sê, Here, dit is hoe ek wil lewe. My geliefdes, mag die Here elkeen van ons vandag deur sy woord en sy Gees lei om ons lewens voor die spieël van sy woord te sit. En dan, wanneer ons onsself sien soos God ons sien, dat ons dan daarvolgens sal handel. En werk maak met daardie dele wat hy vir ons uitwys. En wys vir hom, eerstens vir hom, maar ook aan die wêreld, dat ons syne is. En die dae wat kom, gaan dit meer en meer van ons vra. Laat ons nie hierdie waarskuwing ignoreer nie. Laat ons dit nie doen nie. Mag die Here ons die krag gee. Here, ons sien onsself in die spieël van u woord. En Here, ons sien hoe u ons sien. En ons bely dan onmiddellik, genadige Vader, dat ons dikwels gereeld onsself oorgee aan die ontering en die laster van u naam. Ons gee vir die wêreld rede om u naam te belaster, om u te onteer, want ons doen dit self deur ons lewens. En ons bely dat ons nie voortdurend doelbewus vir u en u naam en u heerlikheid en u waarheid lewe nie. Dat ons so maklik dit ons prioriteit maak om in die oë van die wêreld goed en gesofistikeerd en aanvaarbaar te lyk. En ons so dikwels skaam vir die belydenis van ons geloof. En vir die liggaam waarin ons behoort.
En dan pleit ons Vader om vergifnis. Vergewe ons dat ons lewens 'n spotprent van u karakter is. Dat ons die wêreld rede gegee het om u te bespot. Vergewe ons daarvoor. En ons pleit by Here by u vir vergifnis. En Here, dan in die gees van die segel pleit ons, vervang ons klipharde harte, Here, met 'n hart van vleis, en gee vir ons daardie hart van vlees om u te gehoorsaam. Here, gee vir ons 'n lewende gees, lewend gemaak deur u woord, wat u dien in die volheid van ons bestaan. Besny ons harte, Here, as dit nie besny is nie. Neem weg daardie hardheid, die skynheiligheid, die selfvoldaanheid, die selfbelang. Maak ons harte, Here, maak ons lewens, Kiddush Hashem, dit wat u verheerlik. En laat u kerk in die verborgene net so wees, so groot wees dat die wêreld in die openbaar sal moet erken dat u die lewende God is, en dat dit dan nie oor die getalle gaan, Here, maar oor die lewe wat gelewe word. Dat hulle nie ons sal kan stenig op grond van wat ons is nie. Mag ons leef vir u lof alleen, Here, sodat u naam deur ons geheilig kan word in ons werk, in ons huise, in hierdie gemeenskap en waar ons ook al is. Maar ook daar, Here, daar waar ons in ons alleenheid by u in ons binnekamer is. Here, laat ons nooit ophou om u te verheerlik en u naam nie te belaster nie, maar te heilig. O Here, help ons hierin asseblief, Here. Ons is swak. Ons kan dit nie doen nie. En Here, miskien is daar selfs van ons wat onwillig is om dit te doen. Maar werk deur u Gees, Here. Werk deur u Gees om te doen wat u woord nie kan doen nie. Om te doen wat hierdie boodskap nie kan doen nie. Werk in u Gees en deur u Gees tot u verheerliking. In Jesus se naam. Amen.